Goeiemôre, dis 18 Desember. Vanoggend wil ek 'n interessante weergawe bring van my karier oor die laaste 35 jaar. Ek het myself in 1994, toe die regering skuif in Suid-Afrika, kort daarna, toe bevind ek myself in 'n baie unieke posisie. Ek het begin met VIP protection in die lugmag en in die weermag. So ons job was om alle besoekende presidente wat Suid-Afrika besoek het op militêre besoek, die beskerming te doen. Presidente, defense secretaries, ministers van verdediging, weermaghoofde en so aan. En my eerste een het al begin in 1993, dit was 'n besoek van die Russiese hoof van die lugmag. Dit was my heel eerste ene. 94 so paar, maar van 95 af het dit begin voluit loop. In 96 het ek was dit my voltydse job gewees. Ek was die bevelvoerder van die Space Company by die nasionale seremoniële wag. En ons permanente job was die beskerming van ons eie SA minister van verdediging en adjunkt minister van verdediging en dan ook alle besoeke. So daai tyd het ons ten minste 2 besoeke 'n maand gehad. En dit was nou net kort na 94, jy weet. Die arms embargo is gelig. En almal wou Suid-Afrika kom besoek. Eerstens om vir Mandela se hand te skud, maar die groot rede hoekom almal Suid-Afrika kom besoek is om wapens te koop en te verkoop by Suid-Afrika. Van ons wapens aan te koop, want ons het redelike goeie stelsels gehad. Van ons stelsels was uniek en van die beste in die wêreld. In daai tyd gewees, en ons het ook mense gehad wat by ons kom om wapens aan ons af te smeer, ons te probeer verkoop, hulle gewoon. So, ek vind myself toe in hierdie unieke posisie, waar ek nou in die meetings is, waar al hierdie goed aangaan, en ek het besef, daai tyd, maak notas, want die is history wat reg voor jou afspeel, en ek het so met die jare notas gemaak oor dinge wat ek gesien en gehoor het. Nou seker van die kan ek glad nie share nie. Dit was, meeste van die besoeke was clandestine besoeke, met ander woorde. Die verskillende lande of ander lande sal nie weet daarvan nie, dis 'n besoek, en clandestine beteken jy kan, dis so 'n secret meeting, maar daarna kan jy dit oopmaak agterna, dat mense weet waaroor dit gegaan het, maar tydens die meeting. Soos covert meetings is net plain covert, jy maak dit nooit oop, dit word nooit bekend gemaak nie, maar die clandestine meetings kon na die tyd bekend gemaak word. So meeste was clandestine, 1 of 2 covert meetings, van lande wat goed by ons wil kom koop of verkoop, wat nie wil hê ander lande, hulle ander allies of iets moet daarvan weet nie. En ook so dat later gekom, toe die tyd wat ek major was, en later die tyd spesifiek, toe ek luitenant-kolonel word, was ek 'n liaison officer by World Summits, en daai tyd in 2001 was my eerste een, dink ek, het ons in 'n ry van about 3 of 4 jaar, about 5 groot World Summits gehad in Suid-Afrika, waar die wêreld by mekaar kom, en al hulle presidente by mekaar is, en hulle het 'n summit op something. Eerste een wat ek onthou was die World Summit on Racism, wat nogal 'n interessante een was. Daar was ek liaison officer vir die European Union se presidente. Die tweede ene wat interessant was vir my, was die World Summit op Sustainable Development, Agenda 21. UN Agenda 2021, dit was in 2002 of 3 gedoen daar in Sandton. So wat ek gedoen het, en ek het baie ouens wat saam met was, het dit nie eens gedoen nie, ek het notas gemaak en gekyk en geleer, gesien waaroor praat hierdie mense en wat gaan aan. En nou sit ons 25 jaar later, en nou sien ek dinge in die wêreld gebeur. En dan kan ek terugdink aan die meetings waar ek ingesit het, waar ek gesien het, waar lande onderhandel het met ons land, met Suid-Afrika nou, om wapens te koop en verkoop. Hoekom het sekere deals nie deurgegaan nie, hoekom het sekere deals wel deurgegaan, en nou na die tyd, dan kyk ek so en dink ek met myself,
ek is gelukkig gewees om in daai posisie te wees, want dit gee jou 'n broad, ek kan nie sê education, dit gee jou 'n broad experience van wat gaan aan in die wêreld. En ek sien dit nou vandag uitspeel ook, wat gaan aan in die wêreld. Intussen, dan sien ek goeie soos mense wat conspiracy theories push. Veral met Agenda 21 en Agenda 30, oor hoe die government in die wêreld ons almal gaan kontrol en ons gaan ons alles verloor en ons gaan happy wees daarmee en ons gaan niks besit en al die crap nie. Dan dog ek by myself, hoekom hulle, iemand moes hom gevat het. Ek weet nie hoe hulle by informasie uitkom nie, want dit is nie beskikbaar en you and I, dit nooit bespreek in enige government of so iets nie. Maar mense vat dit en sit dit uit as nou hulle evidence, jy weet, hulle feite van wat kom. Dan dink ek by myself, daai mense wat hierdie conspiracy theorie so dryf, hulle moet maar 'n swaar lewe hê. Hulle sit heel dag in worry vir die hulle wat uit is om ons te kry. Daai hulle kan nooit sê wie dit is altyd hulle. Hulle gaan ons uitmoor, hulle gaan 3/4 of 90% van die populasie uitmoor. Hulle wou het gedoen het met COVID en met die inenting agterna, maar intussen het die hele wêreldse populasie gegroei en al hierdie tipe van dinge, dis net vir my snaaks. Ek het altyd gedog dat die deursnit Suid-Afrikaner, blanke, sy intelligence level hoër is as die res van die wêreld. Definitief hoër is. Hierdie laaste klomp jare dat ek agtergekom is beslis nie hoër nie. Is maar dieselfde as die res van die wêreld. Dis dieselfde standaard. Die intelligence level wat ek het gedog, altyd ons is definitief hoër as die res van die wêreld, maar ons is nie. Die mense is maar dieselfde. Dieselfde as die res van die wêreld, want ek sien dinge in Suid-Afrika en dan sien ek dinge in Amerika, die populasie in Amerika, hoe hulle redeneer en hoe die mense in Suid-Afrika redeneer. So voor ek Amerika toe getrek het ek ook altyd gedog, man, Suid-Afrika is die leier in baie dinge, jy weet. Toe kom ek agter, ons was nie. Ons is maar dieselfde as ander mense. So, maar dis my interessante ding vir vandag. As mense my vra oor spesifieke goed, dis goed wat ek kan antwoord, party of wat ek nie kan antwoord nie. Maar ek sal kyk of ek miskien so 'n paar video's kan maak oor interessanthede wat ek gesien het in daai meetings op daai hoë vlak met meetings tussen presidente en goeters wat nou 30 jaar terug is. Wat ten minste al public news geraak het intussen. Dit sal ek bietjie van praat, wat het ek gesien en gehoor en hoe dit uitgebrei tot vandag toe. Dis dan vir vandag, dankie.